Die verskil tussen bekering en weergebore. Nou, die eerste ding wat ek sommer stryd nou wil sê, is dat daar is nie regtig 'n verskil tussen weergebore en bekering nie. Die verskil kom in die konteks wat dit genoem word. Halleluja. Die verskil kom in die konteks wat dit genoem word. Byvoorbeeld as ek sê dat iemand, halleluja, ek gebruik al die weet nie hoekom nie, is seker maar die maklikste. Sê maar ek sê iemand loop na die winkel toe. Dan kan ek sê dat iemand strool na die winkel toe. Nou die woorde kan vir dieselfde indikasie gee dat hy beweeg van een plek na 'n ander plek. Maar die verskil kom in as die manier hoe hy dit doen. So bekering en wedergeboorte is dieselfde. Maar wanneer ons dit in verskillende kontekste toepas, dan kan dit nie wees dat dit dieselfde gaan wees nie. Soos ek nou die verskil gesê het, maar in 'n mate in is dit dieselfde manier om te gaan van geen God na 'n God. Dit is dieselfde om te gaan van na die duisternis na die lig. Kan maar iemand praat saam met my? Dit is dieselfde om te gaan van 'n niks na 'n iets. Dit is dieselfde om te gaan van 'n ou mens na 'n nuwe mens. Dit is dieselfde om te gaan, halleluja, wanneer ek sê ek gaan nou van een plek na 'n ander plek te beweeg, maar die probleem is en die konteks is die manier hoe ons gaan. En dan ook die tipe mense wat gaan. Die tipe mense wat gaan. Maar ek gaan nou begin teach. So man van God, ek kan so klein bietjie. Net so klein bietjie, yes. Asy. Okay. Dan wil ek almal se aandag gooi. Gaan saam met my in Lukas 3. Lukas 3 vanaf vers 8. Voordat ek dit lees, kom ek gee net vir u 'n agtergrond. Ons gaan nou lees van daardie fout wat by bekering pas. Kom ons gee net die agtergrond hierso. Die Johannes die Doper is besig om saam met die Jode te praat. Nou ons moet verstaan, as ek al hoeveel keer gesê het, die boodskap van bekering het na die Jode toe eers gekom. En nadat na die Jode toe gekom het en die Jode die boodskap van bekering, of kom ek sê die gospel verwerp het, toe gaan dit oor na die heidenasie toe. Dit is waar ons inkom. Ons is toch Jode nie, maar toch het ons deel aan Christus. Nou is daar nie meer verskil tussen Jode en Grieke nie. Daar is nie verskil tussen Jode en nie Grieke nie. Ons is nou allemaal in dieselfde kamp en ons gaan allemaal deel het aan die beloofde land. En nie net die Jode alleen nie. Die kerk is nog met my. Amen. So wat ons nou hier het, as op die ouen van die dag waar ons vir Johannes het, en Johannes is besig om te sê, bekeer julle, want die koms van die Here, of van die koms van die koninkryk van God, het naby gekom. Met ander woorde, Jesus is op pad, ek is nie die Christus nie, ek is besig om te doop, en wanneer hy kom, wat gaan doop, gaan hy nie net met water doop nie, maar hy gaan met water, en hy gaan met vuur gaan hy doop. So hy bring nou 'n boodskap, wat die opvolger gaan wees, en Jesus is natuurlijk die een wat achterna gaan kom, maar ek gaan 'n bietjie later daarop praat. Maar hy sê hierso in Lukas 3 vanaf vers 8, dra liewer vrugte wat bewys dat julle bekeer is, en moenie by julle self sê, ons het Abraham as voorvader nie, want dit sê ek vir julle, God kan uit hierdie klippe kinders van Abraham verwek. Daar is vers 8, kom en lees weer. Dra liewers vrugte wat bewys dat julle bekeer is, en moenie by julle self sê, ons het Abraham as voorvader nie, want dit sê ek vir julle, God kan uit hierdie klippe kinders vir Abraham verwek. Kom ek lees dit in vandag se konteks. Bewys eerder dat julle bekeer is, en moenie vir julle self sê dat julle behoort aan 'n kerkie. Kan ek dit weer lees? Die Bybel sê, gaan dit weer lees in vandag se 21st century, dra liewers vrugte wat bewys dat sy 'n Christen is, en moenie vir julle self sê, ek het 'n pastor wat vir my bid. Kan ek dit weer lees? Kan ek dit weer lees? Dra liewe vrugte wat bewys dat julle bekeer is, en moenie vir julle self sê, julle behoort aan 'n kerkie. Die kerk is nog met my.
Kan ek dit anders vir julle sê, want die Bybel soms sê dit dinge in hulle tyd. Kom ek sê dit vir jou in jou tyd. Dra liefste vrugte wat bewys dat jy bekeer is, en moenie vir jouself sê dat ag, wat my man van God, hy is mos bekeer omdat hy hemel toe gaan ek ook saam hemel toe nie. Want dit is presies wat hier gebeur. Die Jode, hy praat die saam met die Jode, en hy sê vir die Jode, julle sal julle eie heil moet uitwerk hierso. Want op die einde van die dag kan julle nie sê, ag, wat ek het mos 'n voorvader wat aan die beloofde land gaan nie. So ek gaan outomaties, omdat ek sy saad is, omdat ek sy afstammeling is, gaan ek ook deel het aan dit nie. Dit is wat hy eintlik sê. Bybel hê iemand oplet dat bekering, hy gebruik die woord hier bekering en nie wedergeboorte nie. Hy kon gesê dat dra liefste vrugte wat bewys dat julle weergebore is. Hoekom gebruik hy nie wedergeboorte hier nie? Want hy praat saam met die Jode. Bekering, as ons kyk en ons sê dat Jesaja 60 sê, daar's geen verlossing sonder bekering, dan praat hy nie saam met 'n sondaar nie, hy praat ook nie saam met 'n heidenasie nie, maar hy praat in konteks daar, praat hy saam met die Jode, hy praat saam met God se volk, want as te ware, bekering is wanneer jy binne in die koninkryk van God is, en jy jou rug gedraai of ander dinge gedoen het, teenoor God, maar nou sê die Here, draai terug na my toe, en bekeer jou tot 'n lewendige God. Dis nie vir iemand wat aan die buitekant staan nie, dis nie vir iemand wat nog nie die Here in sy lewe ingehaat het nie. So as ek vir jou sê, bekeer jou, dan kan jy dit vir 'n gelowige ook sê. Amen. Die kerk is nog met my? Halleluja. Want bekering is die tendens dat jy omdraai. Want binne in die koninkryk van die Here, dan kan jy soms dinge doen wat nie in die wil is van die Here nie. Byvoorbeeld soos die Jode in Moses se tyd, hulle dien die Here, maar toe Moses afkom berg toe die van die berg afkom, hy sê van hom, julle is alright, volk, ek gaan gou op 40 dae, ek gaan op. En ek gaan op na die berg toe, en daar ontmoet ons met die Here. Toe hy afkom, toe is die volk besig, dieselfde volk wat die Here dien, as hulle besig om 'n goue kalf vir hulle toe gemaak. Hulle het vir hulle 'n goue kalf gemaak. En toe moes hulle vir hulle weer bekeer. Iemand sê een keer, vir elke dag bekeer. Het kan moontlik wees. In die konteks waar ons praat, kan dit moontlik wees dat jy elke keer vir jou moet bekeer. Want sy het weggedryf van God af, maar sy is nog altyd op die pad van die Here. Dis wat ek probeer vir jy sê. Sy is nie afvallig, sy is maar net bekeer, sy moet vir jou bekeer, dis die ding. Nou as die mens vandag kyk, dan gebruik hulle die woord bekering uit verskillende kontekste uit, omdat hulle verstaan nog nie die woord van die Here tussen bekering en wedergeboorte nie. Want bekering kan wees vir 'n Christen ook. Sy moet vir bekeer, want in sekere areas is jou lewe nie reg met die Here nie. Kan dit wees, Here? Kan dit wees, iemand praat saam met my? Kan dit wees? Want jy sien, sy doen dinge in jou Christelike lewe. Sy doen dinge in jou bekeerde lewe. Doen sy dinge, maar in hy sekere area is jy nog nie bekeer nie. So God sê, dat draai terug, en jou hele lewe moet eintlik bekeer is. Jou hele lewe moet eintlik bekeer is. Ook as jy daar is bekering. En mind you, op die punt van bekering, ek is altyd lief om hierdie voorbeeld te maak, want dit is altyd die mooiste illustrasie van bekering. Bekering is soos wanneer jy 'n ysblokkie, of wanneer jy water in die ysbakkie gooi. En dan sit jy die vloeistof in die yskas. En wanneer die vloeistof 'n tydperk daar was, dan kom hy uit, dan is die ysblok, die water, as bekeer. Dit is wat bekering is. 'n illustrasie van bekering. Dit is die verandering van een vorm na 'n ander vorm. Dit is die verandering van een vorm na 'n ander vorm. Dit is die verandering van een vlak na 'n ander graad. Let op, nie vlakkie,
nie van een vlak na 'n ander vlak toe nie, van een vlak na 'n ander graad toe. Ek gaan nou vir daai verduidelik. Ek dink ek het al so min of meer dit vir u verduidelik. Wanneer iemand byvoorbeeld aan die tuinwerk van 'n skool, hy's die opsigter. En hy wil van die een vlak na die ander vlak toe gaan. Dan sê maar nou, hy is maar net 'n gewone skoonmaker. Dan kan hy gaan van die skoonmaker net in 'n klas na die manager van die skoonmakers toe. Daar is een vlak na 'n ander vlak toe. Dan kan hy nog verder gaan en van al die skole in die Weskaap kan hy die hoof wees van al die skoonmakers in die skool. Maar let op, dis nog aan dieselfde vlak van skoonmaak. Een vlak na 'n ander vlak toe. Maar wat is hy vat van een vlak na 'n ander graad toe? Dan beteken dit jy verander van 'n skoonmaker na 'n onderwyser toe. Here, ek kan bid iemand. Jy gaan van een vlak. Kyk, dis 'n ander dimensie waar jy is. Jy het in die begin, toe jy skoonmaker was, het jy toiletgoeders gebruik, jy het sanitizer gebruik, jy het 'n skoolborsel in jou hand gehad, jy het 'n graaf gehad, maar nou wat jy na die ander graad toe gegaan het, Here, kom jy met jou laptop, jy het 'n ander skoene aan, jy is heel op 'n ander level. Jy werk nou met 'n laptop. Skoonmakers werk met 'n laptop, hè? Jy werk met 'n laptop. Jy gaan na ander plekke toe waar die skoonmaker nooit sal gegaan het nie. Jy gaan by meetings by die WKOD, gaan die meetings bywoon. Die skoonmaker kom nie daar nie, want jy het gegaan van een vlak na 'n ander graad toe. Dit is wat bekering is. Dit is die power van bekering. Kyk jy as hy hele omswaai. Dis soos die skoenlapper wat hy het geloop op 'n tyd en toe gaan hy in hy kokon in. En nou loop hy nie meer en nou het hy vlerke. Dieselfde ding. Maar die kos wat hy geëet het, die proses wat hy deur gegaan het, halleluja, die ding wat hy deur gemaak het, maak op die ouen van hy kokon waar hy is, halleluja, daai atmosfeer, ek wil bring jy vir nader, daai atmosfeer waar hy heeltyd is, daai dinge se waar hy heeltyd beweeg, daai kokon waar hy heeltyd is by Magda, dit maak dat hy bekeer. En bekering is 'n besluit, reg genoeg, dis 'n besluit om te bekeer, maar dis nie jou besluit wat jou bekeer nie. Come on, iemand praat saam met my. Dis die sisteem van God wat jou bekeer. Net soos die yskas verantwoordelik is vir die koelmaking van 'n ysblokkie, as die water nie verantwoordelik vir sy ysmaking nie. Die rede hoekom soms ons nie in bekering bly, kom en gaan, ons is nog nie lank genoeg in die yskas nie. Ons is nog nie lank genoeg in die yskas nie. En sommige wat in die yskas is, los die deur op, hy maak nie sy deur toe nie. Hoe verwacht jy dat jy op die oom van die dag gaan aan die ander kant uitkom as 'n ysblokkie? Jy gaan nie. Jy sal nooit nie. Want dis die sisteem van God wat jou bekeer. Wat jou vat van een vlak na 'n ander graad toe. Daai is bekering daai. Bekering begin by 'n besluit. Maar jou besluit om daarin te bly in die koninkryk. Kyk jy, al gaan dit hoe woes, jy is nog altyd in die sisteem van God. Al gaan dit hoe swaar, jy is nog altyd in die sisteem van God. Al kry jy nie antwoorde by die Here wanneer jy bid nie, jy is nog altyd in die sisteem van die Here. Al is dat hoe, en dan gaan dit opdrans, dan gaan dit afdrans, die koortjie sê, dan ek sal, hierdie evangelie sal ek vasthou. En solank jy in die sisteem van God bly, sal jy van een vlak na 'n ander graad toe gaan, na 'n ander graad toe. Kyk jy gaan in dimensies, en nou, op die ouen van die dag, sommige van ons wat nou al in 'n dieper dimensie in is, by die geestelike realm, of in die geestelike realm, kan nie meer verstaan, hoekom die een wat die onder is, nou aangaan soos wat die aangaan nie. Hy is nog op by vlakkie. Jy sien, as jy bekeer is, as jy bekeer is, sommer jy al klaar die ysblokkie, luister jy so, dan kan jy nie in 'n kerk kom, en vir jouself van sê, nee, ek gaan nou net 2 minute nie. Wanneer jy in die sisteem is van God, en jy bekeer is, dan kan jy nie anders, as om sommer net randomly te worship, en te bid nie. Wanneer jy in die sisteem is, maar dan moet jy in die sisteem is, sommige van ons, as nog nie, in die sisteem lang genoeg nie. Sy is 20 jaar by die Here, maar die yskas se deur is nog al heel die opgewees. Sy het nog nie toegelaat, dat die sisteem van God waarin sy is, dat dit jou bekeer nie.
En nou sê die Bybel, dat die wat geestelik is, moet geestelike dinge doen. En die wat vleeslik is, hulle doen nou reeds die vleeslike dinge. Moenie soos die wees, wat die vlees koeiekie, maar koeiekie gees, want die gees gee lewe, die vlees maak dood. Die vlees maak dood. So wat God eintlik vir ons sê is, hy is in Romeine 8, die worsteling tussen die vlees en die gees, hy is in Romeine 8, jy kan daai gaan lees, die Bybel sê uitdruklik, dat sy moet vir jou besig hou met geestelike dinge. Dit is die systeem van God. Hoekom, luister, hoekom is ons nog altyd lus vir die wêreldse dinge? Hoekom is daar nog 'n craving vir die wêreldse dinge? Het is nog 'n bekering. Moenie daai soos 'n belediging klink nie. As in konteks gesê. Dit is bekeer, maar jy weet mos nog wat ek bedoel. Jy is nog nie bekeer in die area nie. Jy het nog nie 'n rug gedraai op daai gedeelte van die wêreld nie. Jy het nog nie 'n rug gedraai in daai gedeelte nie. Jy het nog nie 'n rug gedraai nie. Sy dink nog steeds dat hy vorentoe kan gaan in die werk van die Here. Sy dink nog steeds hy kan vorentoe gaan in jou geestelike lewe as jy nog al die duiding entertain. It's not gonna happen. Die yskas is nog oop. Sy gaan nie hard word nie. En net wanneer sy dink sy raak hard, dan maak sy weer yskas oop. As die koue te uitgaan, dan smelt die blokkies weer. Die blokkies sal weer smelt. Daar verloor sy weer 'n bekering. Nou verbeel vir jou, die gelowige gaan so in, jaar uit. Dis gaan wonder, hy kan nie solied raak en gegrond word aan die dinge van die Here nie. Hy kan nie bekeer bly nie, want hy maak, want as hy in die yskas is, dan maak hy mekaar die deur op en toe. Dit is hoekom hy nooit kan solied bly nie. Dit is hoekom hy wonder, as hy bid, dan as hy antwoorde nie. Dit is hoekom hy in stryd en probleme is, dan vraag hy homself af, is daar nog 'n God? Daar is 'n God. Want mag dat hy net wil bekeer, die besluit, toe sy net daar die besluit geneem het sy nie gesê, maar ek bekeer my, of ek gaan op my hart vir die Here gee, vir 'n verbeeldige God nie, of vir iemand wat nie bestaan nie, of vir 'n mensie. Sy het gevoel dat daar is 'n Here. Dit is hoekom sy gedryf was om te bekeer. Sy het geweet in jou hart dat daar is 'n Here. Sy het geweet dat hy moontlik as hy nou doodgaan, dan gaan ek na 'n plek toe waar ek nie wil visie. So iewers, halleluja, moet ek my bekeer, en sy het jou bekeer want sy het geweet dat daar is 'n Here. Hoe gaan daar nou nie meer 'n Here is nie? Die probleem is dat sy het lou gekom word, sy het koud gekom word, want die sisteem van die Here, sy het dit verlaat. Bekeer jou weer eens. Bekeer jou weer eens. Dis nie jou woorde wat jou bekering hou nie. Dis nie jou aksies wat jou bekering hou nie. Maar dis die sisteem van die Here wat jou bekering hou. Het sy reg gedink dat sy kan jou Bybel los vir 'n week en dan gaan sy nou altyd bekeer bly? Het sy reg gedink, halleluja, dat sy gaan begin 'n worship los en dan gaan sy nie bekeer? Here, sy moet hierdie dinge doen want dit is deel van die sisteem van die Here om jou hart te hou en gegrond te hou aan die dinge van die Here. Dit is waar moet gaan. En nou sukkel die kerk van God sukkel om disippels te gaan maak van alle nasies, want hy voel dat hy nie waardig genoeg is om 'n disipel genoem te word, ewen in die koninkryk van God nie. En dit is die mindset waarmee die duiwel vir ons aanval en attack, halleluja, want ons voel dat ons nie waardig om iemand anders 'n disipel te maak nie. Natuurlik sal sy nie waardig voel nie. Hoekom nie? Want sy is in die sisteem van die Here, maar sy is nog nie bekeer nie. Sy is nog nie bekeer nie. Daar was talle kere in die Ou Testament, halleluja, wat die Here vir die volk gesê het, gaan in vas en gebed en bekeer jou weer eens. Daar was talle kere. En dit was nie belediging nie. God het geweet dat hulle harte, hulle lippe, Here, hulle lippe praat die dinge van die Here. Hulle noem my Here, maar hulle doen nie wat ek sê nie. Hulle harte is ver van my af. Bekeer jou weer eens tot 'n lewendige God. En dit is iets wat die kerk nie meer wil hoor, want hy dink as hy bekeer is, dan is hy bekeer, maar hy is nie bekeer volwaardig nie. Daar's nog sekere areas wat bekering nodig het, en hy wil nie dit los nie. Hy dink hy gaan bekeer, hy gaan na 'n volgende level toe gaan, of hy gaan hard word aan die dinge van die Here, as hy aan mekaar hy ding doen. Hy gaan nie.
En vanoggend hoef ek eens dinge te noem of te sê wat in jou lewe is, wat nie vir jou, wat jou weerhou om solied te raak in God en gegrond te raak in die dinge van die Here nie, want ons weet elkeen wat ons doen. Nou die Bybel sê, dat dra vrugte wat bewys dat jy bekeer is. Nou is hier nog 'n ding. Want sê byvoorbeeld dat iemand sê vir jou, weet jy, jy sal op met skinnom. Hulle sê hulle nou vir jou, jy moet vrugte dra wat die bekering pas. Want jy tree nie op soos een wat bekeer is nie. Nee, hy geloof, hy skinner om te veel, joh. Nou sê ons dat hierdie ding sê dat ons moet minder skinner. Hy sê nie, let op, hy sê nie, los die vrugte wat by die bekering nie pas nie, en dra die vrugte wat by bekering pas. Hy sê nie dit nie. Hy sê nie dat dra nie die vrugte wat by bekering pas nie. Kom ek sê dit anders. Sê byvoorbeeld nou, die vrugte wat by bekering pas is moenie lieg nie. Wat ons in ons mind het, as ons na die boom kyk, dan sien ons moenie lieg nie, moenie rook nie, moenie drink nie. Want dit is amper in ons mind as 'n vrug wat nie by bekering pas nie. Maar die tendens is, wat is die vrugte wat by bekering pas? En ek kan vir dit sê, die vrugte hier is nie die vrugte in die Nuwe Testament wat ons sê in Galasiërs nie. Want dis die Jode. Luister nie, dis die Jode. Dit is die Jode. Hoe kan hy nie nou al sê, dra vrugte wat by die Gees pas, as die Gees van die God nog nie in hulle woon nie? So dit kan nie die vrugte wees wat in Galasiërs van gepraat word nie, die vrug van die Gees. Nee, hy sê, dra die vrugte wat by bekering pas. Nie die vrugte wat by die Gees pas nie. So ons het 'n element die, dat is vrugte wat by bekering pas, en dan kry jy die vrug van die Gees. Skryf dit neer. Die vrug van die Gees is die karakter van God binne die mens. As ons kyk na allerlei vrugte, ons gaan nou later daarby kom, as ons kyk na allerlei vrugte, daai vrugte is die karakter van God binne die mens. Die Bybel sê, dat hy het ons met sy Gees gesalf. En die Bybel sê, dat die vrug van die Gees is die Heilige Gees, die produk van die Gees, as liefde, vriendelikheid, Galasiërs, ek kan daar naartoe gaan. Daar is die vrug, daar is die produk van die vrug van die Gees. So Johannes, hoe kan sy nou, Johannes die Doper, hoe kan sy nou vir die Jode sê, dat dra die vrugte wat by bekering pas? As hulle nog nie die Gees het wat die vrugte kan produseer het. Want is nog die Gees wat die vrugte produseer, naamlik die liefde, die vriendelikheid, die gehoorsaamheid, you know it, die selfbeheersing. So daai is die karakter van die Here binne in my. En hoe meer die Gees word, iemand praat sy met my, hoe meer ek vervul word met die Gees, hoe meer het ek sy karakter.
Hoe meer ek vervul word met die Gees, dis dan waarom die Bybel sê, moenie dronk word van wyn nie, maar word vervul met die Heilige Gees. Hoekom? Want as die Gees van God vol in ons lewe is, dan gaan ons al 7 kan produseer, al 7 eienskappe van God kan ons produseer, want dit is sy karakter wat hy in ons gesit het en geplant het. So ons moet vol word van hom, ons moet dronk word van hom. My magtig, die een prediker sê, dat wanneer sy nigtig raak, dan moet jy vir jou weer dronk maak van die Heilige Gees. Sy moet maar so 'n dronk persoon die hele tyd loop, en wanneer sy agterkom, ek begin raak nou nigtig, dan moet jy vir jou weer 'n dous gee van die Heilige Gees, want sy moet die hele tyd dronk bly deur die Heilige Gees. Sy moet die 2 rye spore sien. Dis wat hy eintlik sê. Sy moet slingig, soos wat sy loop in die Heilige Gees. Sy moet kan slingig, man. Sy hulle moet nie vir ons opkateal nie. In die Gees moet hulle nie vir opkateal nie, want sy is dronk. Sy praat dinge wat nie sin maak nie. Sy noem dinge wat nie van pas is nie. Sy sê dinge, die mense verstaan jou nie. Sy bly staan sing, as jy hulle sing alweer. Sy bly vervelig, bly Here, daai is wat God wil hê, hoe sy moet wies in die woord van die Here, man. Sy is heel ingedruk, ingesouk soos 'n spons, wat alle water geabsorbeer het, en niks moet kan, kyk, het is heeltyd nat, het is heeltyd nat, so die vruchte kan nie wies, dat dit dieselfde vruchte is, wat by die bekering pas het, en ek vraag vir Here, wat se vruchte is die? Wat se vruchte is die? Ek noem die vruchte nie. En hy sê, ja, ek noem die vruchte nie. Want die Bybel is geskryf 2000 jaar terug, en die vruchte gaan verskil. Vir die Jode het die vruchte verskil. Die vruchte van bekering verskil van mens tot mens. Want ons almal gaat nie in dieselfde area bekering nodig het nie. Sy kan bekeer, sy kan sy lieg. Ek het nie daai nodig nie. Ek het nie daai nodig nie. So wanneer die Bybel sê, dat daar die vruchte wat by die bekering pas, dan bedoel hy eintlik, doen dit wat by bekering men gepaard gaan. 'n vrug van bekering sal wees, dat sy is veronderstel om jou Bybel te lees. Daar is 'n vrug van bekering. Wanneer mense vir jou sien, luister hier, onthou net neem, en sy kan op 'n stadion staan, sy kan 'n liegmond is, luister goed, sy kan 'n liegmond is, dan kom sy hier, dan praat jy die waarheid. Hoe gaan ek weet, dis 'n vrug van bekering? Ek gaan het fake. Maar glo my, sy kan nie vir jare, elke dag, luister hier, elke dag lees jy jou Bybel, nee? Elke dag lees jy jou Bybel. 4 ure 'n dag lees jou Bybel, elke dag. Aan die einde van die jaar, dan gaan het change wees. Daar is dat sy nie kan fake. Sy kan nie vraag te waar elke dag 4 ure Bybel lees, en dan praat die Gees van God nie met jou nie, dan verander jou lewe nie. Daai is 'n bewys dat sy bekeer is. Want die bewys lê in die resultaat van die bekering. Iets wat sy nie kan fake nie. Sy is nou jaloers, en dan sien die ander mense, sy is jaloers nie. Daai kan sy fake. Want by mense, sekere mense, dan sien sy die mense jaloers nie. Môre oom, as hy jaloers, ek kan nie glo nie. Want hy het gefake dat hy by jou was. Maar gebed kan sy nie fake nie. Dis 'n vrug van bekering. Die gelowige, wanneer hy bekeer, dan is hy veronderstel om die vrug te hê. Om die Here te loof en te prys. Hy is veronderstel om dis 'n vrug van bekering. Wanneer die Bybel sê dat die mens moet sy lief hê, maar die sonde wat hy doen moet sy haat. As hy sonde haat, dit is veronderstel 'n vrug van bekering. So as iemand byvoorbeeld na jou toe kom en sy sê, joh, ek hou niks
ek hou niks van die geligtery nie, wat die mense doen nie, man. Weet jy, ek hou niks van die geligtery nie, ek hou niks van die oorredery nie. Dan moet iemand anders vir jou kyk en sê, nee, brother, moet nou nie so nie. Nee, daar is 'n vrug van bekering. I'm telling you now, want hy haat die sonde. 'n vrug van bekering. Hy sal stel om so te wees. So wanneer jy my sien met my Bybel, sê, wie is die Bybel jou? Nee, dis 'n vrug van die bekering. Yes. Wat is moet sakkie ja net so in die toilet en hy bly bid. Dis 'n vrug van die bekering. Sy sing randomly. Loof die Here, o my siel sê ja vir die Here. As mense wil kyk en hulle sê vir jou, dis 'n vrug wat pas by jou bekering. Wanneer zijn situasies kom en mense sê, maar Raito, die persoon is nou hierso. Iemand het hom gedinge, iemand het hom aangerand en toe hardloop hy weg daar vanaf hiernatoe, na die huis van God toe, of na gelowige se huis toe. 'n ander ou een keer gesê, as hy gesteek is met die mes, moenie na hy gelowige se huis toe gaan nie, want hy persoon gaan nie ambulans bel, hy persoon gaan bid. Daar is 'n vrug van die bekering. Ons bid eers en dan bel ons agterna. Are you following this? Yes. Daar is iets wat ons doen, sommer net nie. Ons het vrugte wat by bekering pas. No, wat's die? Hy sê, dra liewe vrugte wat bewys hulle bekeer is. Dra die vrugte wat by bekering pas. Met ander woorde, hierdie vrugte as 'n keuse. Wanneer jy vol is van die Heilige Gees, dan kry jy die produk van die vrugte wat die Heilige Gees produce. Daai is iets wat outomaties gebeur. Daai is nie 'n keuse nie. As jy so vol is van die woord, dan kan jy nie anders as om liefde te toon nie. As jy so vol is van die woord, dan kan jy nie anders as om vriendelik te wees nie. Daai is wanneer jy gesoek is in die Gees en dan outomaties kom dit. Maar hier spesifieke vrugte, as dit asof dit 'n keuse is. Dit is 'n keuse. Die Here sê, dat dra die vrugte wat by bekering pas. Met ander woorde, jy het 'n keuse om jou Bybel te lees, jy het 'n keuse om te bid, jy het 'n keuse om jou hande op te lig en te sê, Here, ek kan bid nie. Dis 'n keuse om elke dag te sê, Here, dankie. Dis 'n keuse om elke nag voor jou bed te sit en te sê, Here, dankie vir die dag en dan gaan te slaap. Jy het 'n keuse om te sê, ek gaan nou opstaan sonder gebed of ek gaan opstaan, struik in die was in en dan gaan ek weg toe. Jy het 'n keuse om hierdie ding te doen wat sê die vrugte van bekering. Dit is 'n keuse. Jy kan actually kies. Ek gaan vandag bid, of ek gaan nie bid nie. Daai is jou keuse. Maar die Bybel sê, dra die vrugte wat by die bekering pas. Dra die vrugte wat by bekering pas. Wat bewys dat jy bekeer is. Nie as 'n bewys dat jy bekeer is nie. So die ding gaan jy nie doen as 'n bewys dat jy bekeer is nie. Jy doen dit as die bewys dat ek is bekeer. So dit is eintlik, die ding wat ek doen is eintlik 'n uitdrukking van dit wat ek is. Dit word 'n uitdrukking van wie ek is. So, wanneer mense van jou praat, dan gaan hulle praat as die een, ek wil nie hy ou sy huis toe gaan nie. Nou kom maar nie. Nee, man bly bid jou. Dis ons kan as nou vier nee, ons gaan na leraar se huis toe gaan, maar hy kyk mos nie rugby nie man. Hoekom man nie? Nee, man kyk heeldag hier, man kyk heeldag kerk toe. Bewys van bekering, vrug van bekering. En nou kom ek op die vraag. Want dat is iets wat die Here vir my gaan minister hierdie week. Al van maandag af. Hy sê vir my, dat daar is 'n rede hoekom die kerk van God nie 'n disipel kan maak van alle nasies in die laaste dae nie. Kom ek sê, die rede hoekom hulle dit moeilik vind, een van die redes natuurlik, hoekom hulle dit moeilik vind. Hy sê vir my, Denver, jy is mos bekeer. Net soos julle is bekeer.
En die Bybel sê, dat hy het jou gesalf. Met ander woorde, ek wil even met dit oplet. En volg my mooi. Wanneer jy gesalf is, in die vleeslikheid, kom ons noem het gewoon letterlijk, want dan gaan ek jou 'n prentjie gee oor hoe dit gebeur in die geestelikheid. Wanneer hulle mense gesalf het in die Ou Testament, het hulle 'n horring gehad, vol olie gemaak, en het uitgedrup op jou. En alles wat ek agterna aanvat, word ook vol olie. Alles. Want die feit dat ek aan iemand anders kan vat, en hy is ook vol olie, dit is die bewys vir die mense wat dit sien, dat ek 'n gesalfde is. Met ander woorde, die impak, dis nou net vleeslik gesê, die impak wat ek het, gaan outomaties na iemand anders toe. As iemand anders nie gesalf word nie, dan is ek natuurlijk nie goed genoeg gesalf nie. Dan is ek nie goed genoeg gesalf nie. Maar ek is gesalf. Ek is gesalf. So wanneer ek, sê bijvoorbeeld nou, iemand gooi olie op my, en is net op my kop, sê my ek vat aan hom hier, gaan hy geraak word met my salwing? Sê my iemand gooi olie net op my kop, kerk van God, sê my iemand gooi olie net op my kop, en ek raak met my hand aan iemand anders, gaan hy dieselfde salwing kry? Dis nie 'n geestelike ding hier. Luister gou hierso. Sê my iemand gooi olie op net op my kop. My hande was mos nie op my kop gewees nie. Die ou het my kop gesalf, hy het my hare gesalf, hy het my ore gesalf. So wanneer ek nou my hand vat en aan iemand anders raak, gaan hy die olie kry waarmee ek gesalf is? Nee. Wanneer iemand my kop salf en my hand, my linkerhand net salf, en ek gaan my regterhand gebruik om die ander ou te vat, gaan hy my salwing kry? Nee, ek gaan nie. Want die area in waar ek gesalf is, hy gaan dit nie ontvang nie. Wanneer my linkerhand vol olie gegooi is, dan kan hy dit kry. Amen? Right toe, is nou met my. Is gelijk die trick question. Is die trick question, sisters? Brothers? Right toe. Nou, wanneer toe God my salf, luister nie, toe God my salf, het hy my hele lewe gesalf. Hy het my hele lewe benat met olie. Are you following this? Hy het my hele lewe benat met olie. So alles waaraan ek vat in my lewe, behoort in elk geval aan my. Is nog met my? Ek gaan nie aan 'n ding in my lewe vat, en het behoort dit nie aan my nie. Are you following this? So, wanneer ons aan iets vat in jou lewe, dan moet die ding ook gesalf word. Want die salwing vloei van my bekeerde lewe na die ding toe. Nee? Right on. So, ek is gesalf, en wanneer ek my hande uitsteek na dit wat aan my behoort, dan word dit ook gesalf. Dit is hoekom die Bybel sê, dat even vir die getrouwde paar, hy sê, dat die Here gaan die kind se lewe eis, om my kind ook 'n gesalfde is, omrede man en vrou is gesalf. Die beskerming wat op die gelowige se lewe is, gaan na die kind toe, wat nog nie 'n scheiding het van reg en verkeerd nie. En selfs al is iemand, die een is getroud en die ander is nie getroud nie, maak nie saak wat se een nie, dan gaan die salwing nog steeds op die kind rus.
omdat een van die twee bekeer is. So hier is 'n ding wat die Here vir ons wys, dat wanneer ons gesalf word, dan is alles veronderstel wat in jou lewe is om gesalf te word. Jy gaan vir jou nare bring. Die Bybel sê dat gaan dan heen en gaan maak disippels van alle nasies. Die Here sê vir my, die rede hoekom sommige mense dit moeilik vind om disippels te maak van nasies, as hy kan nog in sy eie foon disipel nie. Jy is bekeer, maar jou foon is nie bekeer nie. Jy is bekeer, maar op jou t-shirt staan duiwelse goed, beenkoppe. Jou klere is nog eens bekeer. As dit beteken kry nuwe wardrobe, ja. Hoe kan jy 'n kind van God is, maar op jou t-shirt staan allerhande ongoddelike goed? Hoe kan jy jou skoene, luister nie, jou skoene is nie bekeer nie. Want jou skoene loop op plekke en hy vat jou voete na plekke toe wat ongoddelik is. Jy is bekeer, maar jy het nog nie skoene bekeer nie. Jy is bekeer, maar jou TV is nog nie bekeer nie. Are you following this? Jy is bekeer, maar jou phone is nog nie bekeer nie. Jy is bekeer, maar jou kleerdrag is nog nie bekeer nie. So hoe verwag ek dat ek 'n impak kan maak aan ander mense se lewe, want hulle sien nie die vrug van bekering in my eie lewe nie. Ek praat nie net van jou lewe nie, maar ek praat van alles in jou lewe. Op die einde van die dag, jy se gesalfde, as dit my ding is, jy is ook bekeer. Ek beveel, doop hom sommer vanaand. Doop jou phone vanaand. Doop jou klere vanaand. Doop alles wat nie van God is nie, wat aan jou behoort, doop het. Salf het. Want op die einde van die dag, luister nie, jou phone is nie bekeer nie, jou phone lê in die kerk, 'n wêreldse songer speel. Nou kyk die mense ook, as die manne nie bekeer nie, waar kom dit in? Vrugte, dra die vrug van die bekering pas. Die mense dink dat as ons pa van vrugte van die bekering pas, dan dink hulle net van, moenie gokkie, moenie steel, moenie sonde doen nie. Nee, die klomp dinge wat gepaard gaan met vrugte, wat by jou bekering pas. Sy is nie veronderstel om 'n wêreldse song op jou phone te hê nie. Dit is jou vrug wat by die bekering pas nie. Jou phone is nog nie gered nie. Jou phone het redding nodig. Jou geld gaan na dinge toe wat eens die gospel support nie. Jou geld het redding nodig. Jou kar het redding nodig. Hoe kan ek 'n kar hê en dan ry my kar vir mense wat onreg doen? Brother, van u nie kar leen nie, ons wil gou na die pub toe gaan. Wat? As dit aan jou behoort en jy is bekeer, dan moet alles wat jy besit en alles wat jy het, halleluja, dit moet bekeer. In die naam van die Here roep ek bekering tot al jou besittings. Want dis die rede hoekom ons die sondags na ons kyk en dan sê hulle van dieselfde wat hy man is bekeer nie. Nou sê ek nie, loop koop vir jou aan mekaar kerskoene nie. Nee, ek sê, die skoene wat jy aan het, maak seker dat loop jou plekke wat ongoddelik is nie. Ek sê nie, loop kap jou TV met mekaar het nie. Ek sê nie, jou TV wat bekeer is, laat dit net goeie goed speel. Waar kan jy gelovige wees en jy bekyk jy van Mobango, al die Sangoma goeders, Toeregie, sa kyk jy. Hoe? Dis jou vrug wat by die bekering pas nie. Wanneer God in jou huis is, dan moet hy 'n refleksie is van wat God wil hê jy moet wees. Sal God hulle saam met jou van Mobango kyk? Sister? Jou TV moet gedoop raak. Jou TV moet bekeer. Daar's programme wat jy kan kyk, maar daar's 'n programme wat nie pas by die gelowige nie. Scary films, reg? Saw 7, Final Destination, The Fast and the Furious. Here, as iemand vloek in die film, luister hier.
As iemand vloek in die film, het ek myself gesê, daai film is nie waardig om in die huis te speel. As iemand hoereer in die stuk, dan is die ding nie waardig om te speel. As jy dat die verkeerd in weg is, ek sê vir jou, dis nie waardig om te speel hier nie. Jy hoef nie alles te kyk wat op die TV speel nie. Maar nie maak as dit gedwing is, ja, hier is iets anders om te kyk, ek moet nou die ding kyk nie. Nee, sit dit oog. En as jy dit oog sit dit af, gaan dan heen en maak 'n disipel of lees jou Bybel. Hoe kan jy vir God besê, nee, dis 'n keuse die, weer eens, dis 'n vrug waarvan jy 'n keuse het. Maar die Here sê, dra die vrugte wat by bekering pas. Sy het 'n keppie, maar op die keppie staan alle ongoddelike dinge. Op die keppie is 'n beenkop. Wat probeer sy vir iemand sê? Dis 'n vrug wat pas by bekering nie. Dis 'n vrug wat pas by bekering nie. Daar is sekere dinge wat ons gaan doen, gelowiges, maar daar is sekere dinge wat ons glad nie kan doen nie. En vandag sê die Here, in hierdie eerste boodskap van bekering en wedergebore, die Here sê, dra vrugte wat by die bekering pas. Maar in die yskas, so klein skriefiekie oplos nie. Maak het heeltemal toe, en laat die systeem van die Here jou bekeer. As die systeem van die Here beteken, ek moet bid, Bybel lees en geestelik myself opvoed, dan moet ek dit so doen. As jy dan bekeer is, hoekom is jou besittings nog nie bekeer nie? As jy dan bekeer is, hoekom is dit waarin sy vat nog nie bekeer nie? Hoekom nie? Die olie net gekom. Jy wil net hê die olie moet kom tot die bekop. Hy moet nie jou hele lyf gaan nie. Nou hou jy die stukkie op, want ek is bang as ek hierin vat, dan moet ek nou bewys ek is bekeer. Nee, waar, los daai. Gaan dan heen en gaan maak disciples van alle nasies. Maar vandag sê die Here, gaan dan heen en gaan maak disciples van al jou besittings. Kom ons staan, kerk van God.